Hierdie video fokus op ander metodes om vrae in die vraebank te laai, wat voortbou op die vorige video oor die stappe om 'n basiese toets op Moodle te sit. Ons begin by jou hoofblad nadat jy aangemeld het. Ga na die kursus waar jy die vrae wil laai. Ek gebruik die robotika kursus in die voorbeeld. Op die kursus se hoofblad klik jy op die More opsie en dan op Question Bank. Klik dan linksbo op die Questions knoppie. 'n Paar opsies sal onder dit verskyn. Klik op Import. Op die volgende bladsy begin ons met die File Format afdeling. Daar is 'n paar formate wat Moodle aanvaar as jy vrae wil laai. Die eerste formaat is die Icon format. Dit is wel die maklikste formaat om te laai, omdat dit die gebruikersvriendelikste lees. Ongelukkig werk dit net vir multikeuse vrae. Ek beveel nie die formaat aan, aangesien dit so beperk is nie. Ek sal net vinnig wys hoe die formaat lyk indien jy nog steeds dit wil gebruik. In Notepad of enige teksverwerker het ek 'n paar vrae opgestel soos dit gewoonlik op 'n toets sou lyk. Om dit in die Icon format te kry, moet so 'n paar stellings gemaak word. Eerste, moet die vraag altyd alleen op sy eie lyntjie geskryf word. Onder dit moet die multikeuse antwoorde met 'n alfabetiese hoofletter begin. Die eerste antwoord begin met 'n hoofletter A, gevolg deur 'n punt of hakkie en dan 'n spasie voor die antwoord geskryf word. Dit sal so lyk. Laaste is die regte antwoord wat heel onder die vraag kom. Dit moet begin met answer, wat als in hoofletters geskryf word. Na answer kom 'n dubbelpunt en dan 'n spasie met die regte antwoord. Die volgende vraag moet 'n oop lyntjie hê na die laaste vraag. Dis hoe die Icon format lyk en is baie maklik om self te tik. As jy al jou vrae getik het, kan jy dit stoor as 'n teksdokument. Stoor die dokument op 'n maklike plek om later weer te kry. Gaan dan terug na Moodle op die Import bladsy en kopieer die dokument op die groot blok onder. Jy kan klik op Choose a File of net op die dokument linksklik inhou en dit sleep na die groot blok op die bladsy. Los dan linksklik en die dokument behoort dan te kopieer. Voor jy import klik, kan jy stel in watter kategorie die vraag gelaai moet word. Klik op General en onder dit kan jy die import kategorie stel. Jy moet jou kategorie voor die tyd skep met die Icon format, indien jy dit nog nie geskep het nie. Ek het reeds oor die stappe en redes gegaan vir die skep van subkategories vir vrae in die eerste video. Selekteer jou kategorie indien jy nie die standaard een wil gebruik nie. Los die res van die stellings op die standaard. Jy kan nou import klik en sal dan die volgende skerm sien as als reg gelaai het. Klik dan op Continue en maak seker jou vrae het wel als reg gelaai waar hulle moes. Jy kan dan verder verstellings maak in elke vraag wat jy nie kon in die import gedeelte.
Indien daar iets fout was met jou import, sal jy die volgende bladsy sien. Gaan dan terug na jou teksdokument en maak seker jou formaat is reg. Ons beweeg nou aan na die volgende formaat. Blackboard is 'n e-leerplatform wat baie soos Moodle werk, maar word meer in Amerika gebruik. Spraak kan wel van Blackboard af na Moodle gelaai word, maar ek gaan dit nie in hierdie video wys nie. Onder Blackboard is Embedded Answers of CLOES. Wat CLOES spesiaal maak, is dat dit 'n klomp vrae in een vraag op Moodle kan laai. So in plaas van 3 aparte multikeuse vrae, kan ek al 3 onder mekaar sit en dit 'n groot totaal gee. Die rede hoekom ek nie dit in hierdie video oorgaan nie, is dat dit 'n bietjie ingewikkeld gaan raak teenoor die ander formate. Ek voel dit is net te spesifiek vir hierdie video, wat meer gaan oor die maklikste en algemeenste formate wat onderwysers by RAS sal gebruik. Indien ek genoeg aanvraag kry oor die formaat, sal ek 'n video spesifiek maak hoe om dit te gebruik. Voor ek oor die GIFT format praat, wil ek net oor die laaste 2 opsies gaan. Missing Word format is ook net beperk tot multikeuse en kortvrae. Dit is redelik maklik om te gebruik, maar is net 'n slegte formaat om aan te leer in my opinie. Die Moodle XML format is die formaat wat Moodle self gebruik om vrae te laai. Dit is seker die ingewikkeldste formaat en is meer gemaak vir mense wat 'n programmering agtergrond het. Dit kan definitief geleer word en sal seker vir altyd beskikbaar wees aangesien dit spesifiek vir Moodle gemaak is, maar is die moeilikste om te gebruik. As jy enige formaatfoute maak, gaan dit 'n foutboodskap uitgooi as jy die vrae wil laai. Dis hoekom ek nie dit oorgaan nie. Ons laaste formaat wat ek oorgaan, is die een wat ek vir onderwysers gaan aanbeveel. Dit is die GIFT format. GIFT format is eintlik ook ingewikkeld om self te skryf, want die formaat is nie baie gebruikersvriendelik om te lees nie. Die rede hoekom ek dit aanbeveel bo die ander formate is omdat daar al klaar 'n maklike manier is om dit van normale vrae na die GIFT format om te skakel. Dit het ook van die meeste vraesoorte wat dit kan laai teenoor die res van die formate. Onder die video of iewers op die opleidingblad van Moodle het ek 'n Excel dokument gesit wat gebruik word om jou vrae na GIFT format te verander. Eerste laai ons die dokument van Moodle af. Die dokument gebruik macros. Macros is kode wat in 'n dokument hardloop om meer ingewikkelde take te verrig. Die rede hoekom dit af is op meeste dokumente is omdat dit skade kan verrig op jou rekenaar as jy 'n gevaarlike dokument van die internet aflaai. Natuurlik sal ek as 'n IT-tegnikus nooit sê om dit aan te sit as dit nie vir 'n goeie rede is nie. Jy hoef nie dit aan te sit vir alle dokumente nie, slegs vir die wat jy weet veilig is. Nou dat jy weet wat 'n macro is, gaan ons dit aansit op die dokument wat jy afgelaai het van Moodle af. Ga na waar jy die dokument afgelaai het en stoor dit op 'n maklike plek om later weer te kry. Regsklik op die dokument se naam en gaan af na Properties toe. Onder Properties gaan daar 'n opsie wees wat sê Unblock. Klik op die blokkie langs dit en klik dan op OK heel onder op die pop-up. As jy nou die dokument oopmaak, gaan daar dalk nog steeds 'n geel opskrif wees wat sê Security Warning, Macros have been disabled. Klik op Enable Content. Jou dokument se macros behoort nou reg te werk. Jy moet ten minste navigasie in Excel verstaan om die res van die video te kan volg. Wat ek bedoel met dit, is jy moet weet dat Excel soos 'n groot tabel werk. As ek praat van iets in kolom C8, praat ek van waar iets geleë is. C8 beteken dat iets in die 3de kolom en 8ste ry is.
Dit werk presies soos 'n skaakbord as dit makliker is om te verstaan. Op die eerste bladsy is daar al die instruksies wat nodig is om die dokument te gebruik. Jy kan gerus ook deur dit gaan om meer te leer oor alles wat die dokument kan doen. Jy gaan agterkom dat die close formaat is ook beskikbaar hier. Jy mag dit gebruik as jy weet hoe dit werk. Maar nou gaan ons na die blad vir die gift code generator. Moet nie skrik as jy die klomp klere en knoppies sien. Elkeen het 'n doel en gaan binnekort sin maak. Ons begin met 'n voorbeeld waar ek 3 kortvrae wil skep. Heel eerste gaan ons die vraagtipe stel. Klik op die groot geel blokkie wat linksbo is in kolom C2. Daar gaan so 'n klein afbeeldjie wees wat dan wys. Jy kan kolom D vergroot om dit beter te sien. Klik op die pyltjie om 'n kieslys te kry. Hier kan jy jou vraagsoort kies vir al die vrae wat jy wil laai. Indien jy byvoorbeeld 'n mengsel van kort, multikeuse en waar of vals vrae gelyk wil laai, kies jy die variable opsie. As jy dieselfde vraagtipe vir al jou vrae soek, kies jy 'n spesifieke soort. Begin dan op kolom J en gee vir jou vraag 'n naam. Langs dit op kolom L sit jy die vraag in. Jy kan jou vrae se teks kopieer van byvoorbeeld 'n Word dokument af en hier plak. Sit die korrekte antwoord in langs die vraag. Met kortvrae in Moodle is daar baie keer meer as een korrekte antwoord. Jy kan hierdie alternatiewe antwoorde langs die korrekte antwoord sit. Indien jy meer as 4 alternatiewe antwoorde wil insit, kan jy op die ligte blou blokkie klik in kolom C3 en C4. Dit sal dan ekstra alternatiewe antwoordkolomme gee. Jy kan stel hoeveel 'n alternatiewe antwoord werd moet wees. Klik onder die ligte blou blokkie op kolom C6 en C7 om die gewigte kolomme te kry vir die alternatiewe antwoorde. As jy op die blokkie klik in kolom S, gaan daar weer 'n afpyltjie wees. Klik op die pyltjie om al die persentasiegewigte te kry wat Moodle aanvaar. Negatiewe persentasies word gewoonlik gebruik vir multikeuse vrae as jy meer as een opsie mag kies en punte wil aftrek vir elke verkeerde antwoord. Stel hoeveel persent elke alternatiewe antwoord moet tel. Indien jy dit ooplos, word elke alternatiewe antwoord vol punte gegee soos die eerste korrekte antwoord. Dit was die basiese stellings wat vir die vraag gemaak kon word. Daar is wel 'n paar ekstra opsies onder kolom C wat ons kan stel. As jy klik op die ligte groen blokkie of kolom C9, dan kan jy die kategorie spesifiseer wat vir die vraag ingelaai moet word. Nog steeds in kolom C gaan jy af na die tweede ligte groen blokkie wat sê Main Category. Onder dit sit jy die naam van jou kursus se hoofkategorie. Dit sal gewoonlik iets wees soos Default for ROB. Die ROB in my geval
is die kursuskode. Vir graad 9 Afrikaans sal dit iets wees soos default for AFR 9. Maak seker wat die naam is op Moodle voor jy die naam invoer onder die groen blokkie. Dit moet presies dieselfde wees soos op Moodle, anders gaan dit 'n nuwe kategorie maak en kan vinnig deurmekaar raak. Dit is net die hoofkategorie van jou kursus. Indien jy dit in 'n subkategorie wil laai wat al klaar geskep was, kan jy die naam in kolom G invoer. As jy die subkategorie wil skep, kan jy net die naam invoer vir die nuwe kategorie. Moodle sal dit skep sodra jy die vraag oplaai. Jy kan nog 'n vlak van kategorie skep deur 'n / te gebruik gevolg deur die volgende kategorie se naam. Let op dat enige veranderinge wat jy maak by die vraagkolomme wys dadelik in kolom AR. Solank jou kategorie iets soos dit lyk, behoort dit reg op te laai. Daar is 'n persblokkie wat sê Archive Question Data in kolom C11 en C12. Jy kan op die blokkie klik indien jy jou vraag wil stoor om later weer aan te werk. 'n pop-up sal vra of jy 'n nuwe blad wil skep met die huidige vraag se data. Klik op OK as jy wil, anders klik jy op Cancel. Dit is 'n goeie tyd om te praat oor veranderinge wat jy stoor op die dokument. Onthou dat dit 'n templaat is en gebruik kan word as jy per ongeluk 'n kolom se formaat verander ensovoorts. Ek sal voorstel dat jy so min as moontlik stoor op die dokument en slegs die Archive Question Data gebruik om 'n nuwe blad te maak en dan te stoor. Jy kan altyd jou vraag uitvee deur die rooi blokkie te klik wat sê Clear Question Data. 'n pop-up sal vra of jy seker is. Klik OK as jy dit wil doen, anders klik jy op Cancel. Onder die Clear Question Data blokkie is daar 'n opsie vir Question Set Title. In kolom C16 kan jy 'n titel skep vir jou stel vraag. Wat ook al jy in kolom C16 tik, gaan aan die begin van elke vraag se naam geskryf word. As jy weer kyk na kolom C3 en C4, is daar 'n blokkie wat sê Show/Hide Feedback Columns. Klik op dit om die terugvoerkolomme te wys. Jy kan dan terugvoer gee vir die regte antwoord en al die verkeerde of alternatiewe antwoorde. In kolom BE en BF is daar so 'n paar standaard terugvoer opsies. Om dit te gebruik, voer jy slegs die nommer in kolom BE in 'n feedback kolom soos kolom N. Dit sal dan die terugvoer wat langs die nommer in kolom BE staan vir jou outomaties insit. Jy kan hierdie terugvoer verander na iets anders en meer nommers bysit om tyd te spaar vir algemene terugvoer. In kolom C6 en C7 is daar 'n tweede blokkie met die naam Toggle Question Instructions On/Off, wat jy kan klik om vraeinstruksies kolomme te wys.
In kolom B, K en BL is daar klaar standaard instruksies wat gebruik sal word as jy niks spesifiseer in kolom K nie. Hulle kan ook in kolom BL verander word as jy 'n ander standaard instruksie soek sonder om dit in kolom K elke keer te tik. Vraaginstruksies word voor die vraag self geplaas. Nadat jy al die nodige kolomdata ingevul het en al jou vrae gereed is om te kopieer na 'n nuwe teksdokument, kan jy op die pink blokkie in kolom C11 en C12 klik of op die pink blokkie in kolom AR1 wat copy gift code to clipboard sê. Dit gaan al die teks wat in kolom AR is kopieer na jou clipboard toe. Maak dan 'n nuwe teksdokument oop in Notepad of enige teksverwerker van jou keuse. Plak dan al die teks binne die teksdokument en stoor dit iewers waar jy dit maklik kan kry. Moet geen veranderinge in die teksdokument maak nie, anders mag dit dalk nie reg op Moodle laai nie. Jou vraag gaan heel bo in die teksdokument verskyn. Nadat jy jou teksdokument het, kan ons weer teruggaan na Moodle toe. Op Moodle gaan ons weer terug na die question bank en dan na die import bladsy. Selekteer die GIF format by die formaat opsies. Onder file format is die general opsies. Maak net seker die get category from file en get context from file blokkies is met 'n regmerkie gemerk. Onder dit gaan jy die teksdokument dan kopieer deur op die choose a file knoppie te klik of linksklik in te hou op die teksdokument en dit te sleep na die groot blok op die bladsy. Los dan linksklik en die dokument behoort dan te kopieer. Klik dan op Import. Die volgende bladsy wys dan of die vraag wel reg gelaai was. Klik dan op Continue en gaan terug na die Questions bladsy. Maak seker jou nuwe kategorie was wel geskep op die regte plek indien jy dit op die templaat gemaak het. Gaan deur die nuwe vraag wat gelaai was om seker te maak als lyk reg en om enige ekstra verstellings te maak wat nie op die templaat beskikbaar was nie. Nou het jy 'n vinniger metode om 'n klomp vrae op Moodle te laai in plaas van elke vraag individueel te maak op Moodle self. Ongelukkig het hierdie metodes beperkings wat elkeen kan doen en dit is nie so maklik soos net 'n Word dokument direk te laai in Moodle nie. Hoopelik help hierdie video om toetse makliker te laai, nou dat jy bewus is van dit.